Sessie 3. Ek weet dit is lank, maar dis hoekom ons hiernatoe gekom het. Ek hoor Paulus skryf. Hy het gepreek en daar was 'n man, hy het nie 'n sitplek gehad nie, die plek was vol man, toe sit hy in die vensterbank. En hier ergens na middernag, toe raak hy in die slaap daar in die vensterbank, dit was op die boonste verdieping. Toe val hy daar uit en baie seer gekry, toe moet Paulus hom hande oplê en hom weer mooi maak. Toe gaan hy nou terug, maar toe sit hy nie meer in die vensterbank nie, maar toe is hy wakker tot die son opkom. Nou sê, so Paulus het gepreek, ek wil nie so lank preek nie, maar ons praat verder met mekaar. Ons het so ver vanoggend vir mekaar gesê, dat u en ek, die feit dat ons hier by mekaar sit met baie vrae aan die een kant, is waar, maar ons sit hier by mekaar, omdat dit die keuse en die besluit van die woord was. Dis hoekom ons hier sit. So as ons dan met mekaar praat, dan praat ons in die verstandhouding dat ons almal saam is deur een woord hiernatoe geroep. Kan ek 'n amen kry? Amen. Ja, prys hom. Kom ons hou dit so. Sessie 3. Wat sê die Bybel oor Vader Jahwe se woord? Nou, die Bybel, Biblios, dit is die papier waarop woorde geskrywe staan. En in baie gevalle is Vader se naam uitgehaal. Soos byvoorbeeld, en die woord van die Here het tot Jesaja, Jesegiel of wat ook al gekom. Nou, ons maak nie seer nie. Ons sê dit met deernis. Vader Jahwe se naam is ononderhandelbaar. Sy naam kan nie aan Babylon gekoppel word nie. So ons sê, die woord van Vader Jahwe het tot die profete gekom. Dis ononderhandelbaar. So wat sê die Bybel? In die Christendom word die Bybel as die woord van Vader Jahwe beskou. Ek het hom soveel geskryf daar. En daar is baie om oor hierdie onderwerp in die skrifte te vind. Die Bybel word die woord van Vader Jahwe genoem, wat beteken, dit kan beskou word as 'n direkte kommunikasielyn van Vader Jahwe, waardeur hy die skrywers geïnspireer het, soos in die onderskeie boeke. Nou, hier is 'n ding. Ek wil net ietsie uitwys. In die sogenaamde Nuwe Testament staan geskrywe dat ons losser, Vader, wat die woord is, sou gesê het. Maar ek sê vir julle, maak vriende met die onregverdige mammon, sodat wanneer julle hierdie lewe verlaat, hulle, dis die onregverdige mammon, julle in die ewige tente kan ontvang. Hy staan so vertaal. Die teks sê nie so nie. Hy sê nie, maar ek sê vir julle nie. Hy sê, sal ek vir julle sê, maak vriende met die onregverdige mammon. Nou, om te sê dat hierdie papier is die woord, is 'n verskriklike ding wat jy sê. Maar omdat ons dit glo, het die Satan se drukkers en se teoloë en se professors hierdie glo wat ons het geneem en hulle het hom mooi verander sodat jy en ek kan slagoffers word of meewerkers van die leuen-godsdiens wat aan ons bedien is. Ek weet ek sê 'n vreeslike ding, laat die klippe maar kom is reg, maar ek sê vandag vir jou, Vader se woord sal kristalhelder in ons gees spreek teen die leuen. Hy sal. So moenie die papier
oplig en sê, dis die woord van Vader Jahwe nie. Dis om teen hom te laster. Hy is nie in papier nie, hy is die krag, hy is die majesteit, hy is die heerlikheid. Natuurlik is daar van sy woorde, wat genotuleer is, wat aan my hart druk, dis kosbaar. Ek erken dit. Maar, ons losser self word ook die woord van Vader Jahwe genoem. Hierdie konsep is gebaseer op die oortuiging dat Vader Jahwe as losser in die vlees die boodskap aan sy volk beliggaam. Maar u hoor nie mooi nie. Matteus 15:24 sê die volgende, maar ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Jakob. Hy praat van die huis van Jakob. Die verlore, daar's 'n ding wat hier gesê word, dit is die 10 stamme. Dit is nie so nie. Die 12 stamme was in verstrooiing. Die huis van Jakob, want hy het al vroeg in Jesaja en Jesegiel gesê, hy het al vroeg dit aangekondig, dat die huis van Jakob sal hy verstrooi onder al die volke onder die son. En dit staan al deur in die Deuteronomium in die 28ste hoofstuk geskrywe. Hy sê, en daar sal hulle hout en klip aanbid. Wragtig, ons het toe besig geraak met hout en klip. En nou was ou Kersvader ook nog hier tussenin, kan jy dit glo? Ai, geliefdes, hierdie konsep is gebaseer. Nou, wanneer hy spreek in Matteus 15:24, is daar 'n Kanaanitiese vrou. Sy was wit. Sy kerm hier oor haar meisiekind wat koekoes geraak het of iets. En dan praat hy nie met haar nie. Dis sy disippels wat sê, asseblief praat met die vrou. Dan sê hy, nie vir haar nie, hy sê vir die disippels, word wakker, ek is net gestuur na die huis van Jakob. Hoor u dit nie? En dan sê hy vir die vrou, laat dit vir jou wees wat jy wil hê. Wat wou sy gehad het? Dat haar dogter gesond moes word. Dit reg? Nou hoe die kerk vir ons kom leer, hierdie Kanaanitiese vrou het nou tot bekering gekom. Twak man, dis nie hoe Vader werk nie. So, hy word vlees, hy is die woord, en hy is die beliggaaming van die woord in die vlees, en hy dra die boodskap van die woord, wat die volk in die begin van tyd uitverkies het. Hy beliggaam die woord, hy word die woord, en hy sê vir die volk, so gaan dit gebeur. Nou, ons het 'n gestoei oor die vlees, en die Vader, en die Seun. Kom ons maak gou dit reg. Wat ons hier nie verstaan nie, is dat hy in alle opsigte vlees geword. Dit reg. So die vlees sê, die Vader is in my, en ek is in hom. Dit reg? So wanneer hy dan in Getsemane gaan bid, dan sê hy, Vader. So hy praat met die woord. Die vlees praat tot die woord. Ek weet, daar gaan groot rimpelings uitgaan oor hierdie, maar luister mooi. Hy sê, laat die beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. So hy praat van die vlees, wat hierdie ding wat hy tegemoet gaan, sy vlees vrees hierdie ding. Dan praat hy tot Vader wat in binne is, hy sê as dit moontlik is. Hy sê maar nogtans nie my wil nie. Ek weet dit is 'n moeilike konsep, maar ons moet verbykom by hierdie ding, want ons het in die godsdienst groot geword oor Vader, die Seun en die Heilige Gees, en Nimrod het hierdie breë skouerman gebou met die 3 koppe op, en hy het hom genoem die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons moet wegkom van dit.
Daar's niemand soos hy. Stem jy saam? Daar is niemand soos hy. Hy is die woord. Goed. In die begin was die woord en die woord was by Vader Jahwe en die woord was Vader Jahwe. Hierdie gedeelte suggereer dat ons losser nie net 'n boodskapper van Vader Jahwe se woord is nie, maar dat hy in wese daardie woord is. Halleluja. Weet jy, hulle sê, jy mag nie die losser aanbid nie. Nie waar nie? Baie Israeliete in hierdie land sê so. Jy mag nie die losser aanbid nie. Die boek sê, hy het aan die disippels verskyn en hulle het voor sy voete geval en hom aanbid. Wie was hy? Die woord. Ek hoop hierdie goedjies is nie vars, maar ook opwindend in u gemoed. So jy gaan agterkom, dit bot so 'n bietjie met die groot word ondervinding en opvoeding. Kom ons aanvaar en dat dit wat ons mee groot gemaak is, was 'n illusie. Dit was nie feitelik nie, dit was nie korrek nie. Dit is nie wat die woord van ons wou gehad het nie. Dan stap ons weg. Hou op om dit altyd te gebruik om die woord mee te meet en te toets. Moenie dit doen nie. Wie van julle, ja, ek kan nie, het sy 'n naam gehad? O, ek praat van Lot se vrou. Ek gaan nie waag om vir haar 'n naam te gee nie. O, die skrif noem haar 'n soutpilaar. Weet jy, die ou girl staan nou nog daar. Sy is so laf, die beeste lek nie eens aan haar nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Die woord het gesê, vlug en moenie omkyk nie. Maar dit is so eindwag as jy draai so om, sê, wat van daai van Dijk mat van my? Daai persiese mat. Wat van my mikrogolf wat nie kom bystaan? Ons draai om na goed en dan gaan ons in stryd met die woord. As Vader sê, ek het jou geroep, jy is myne, dan kry jy klaar met die plek waarvandaan hy jou weggeroep het. Hou op! Word hierdie manne en vroue van Vader Jahwe, vol van sy woord. En hierdie gedeelte suggereer dat ons losser nie net 'n boodskapper was nie. Hy is in wese die woord. Die woord van Vader Jahwe het beduidende teologiese implikasies. Dit is so. Kom ek verduidelik. Matteus 28:19 sê, gaan maak disippels van al die nasies en die volke en u ken dit. Dit reg? Dit reg. En dit is wat gesê word. Maar weet jy wie is aan die woord? Die woord wat vlees geword het. Nou, hy sê, ek is net gestuur na die huis van Jakob. Maar sommer hier langs die pad poetjie homself en hy sê vir die disippels, luister, vergeet wat ek gesê het, gemaak disippels van al die nasies. Asseblief, dis godslasterlik om so te dink. Hoekom? Want 18 hoofstukke terug in Matteus 10 het hy presies vir die disippels gesê hoe, waar, wie hulle na toe moet gaan. Hoekom sal hy 18 hoofstukke daarna sê, oor die los, dit is 'n foutband. Hierdie hele kerkwêreld hier buite, hierdie hele godsdiens empire het die woord aangetas en dit aangetas in jou en in my hart en binne in ons wese is dit aangetas. En ek sê vanmiddag vir u, as jy nie wegstap van daardie besoedeling nie, hoe wil jy op jou bors gaan slaan en sê, hoe groot is u naam in die ganse skepping?
Hoe wil jy dit sê? Kry klaar. Kry klaar. Dit beteken dat ons losser nie bloot 'n menslike leermeester of 'n profeet is nie, maar dat hy Vader Jahwe is. Hy is die woord in die vlees. Aangesien die woord op die persoon van ons losser fokus, kan ons die volgende ontwikkeling van hierdie terminologie maklik verstaan. Daar staan hy. In Johannes 1 is dit hy self wat die woord is. Die vooraf bestaande logos. Voor dit alles begin het, was die woord. En hierdie woord het vlees geword. En hy het homself met hierdie sienlikheid kom bekendstel. Weet jy wat vir my verskriklik tragies? En so werklik in die tyd waarin ons lewe. In Johannes 5:43 staan geskrywe, ek het gekom in die naam van my Vader. Wat was sy naam? Vader Jahwe. Hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader. Nou hoor wat sê hy, 2000 jaar terug. 'n ander een sal in sy eie naam kom. Hom sal julle aanneem. Wragtig, dit het net so gebeur. Mag ek vanmôre of vanmiddag stout wees en net sê, Jesus is nie die woord nie. Ekskuus, ek wil nie mense seermaak al buite nie. Maar Jesus is die saligmaker van alles wat op voete loop. Maar Vader Jahwe sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Jakob. Dis die verskil. Vader Jahwe se woord wat vlees geword het, is self die uitdrukking van die verordening, die kommunikasie en die wyshede van Vader Jahwe. Hy gee uitdrukking daaraan. Dit gaan selfs verder. Vir Johannes se Grieks sprekende lesers is logos nie net die woorde wat deur Vader Jahwe gespreek is, wat voorheen in die Ou Testament gevind is nie, maar in die stoïsynse filosofie van rasionele beginsel, wat die hele weefsel van die skepping bymekaar hou. Soms is dit groot vir my eie ou klein breintjie. Ons lees weer met mekaar saam Hebreërs 1:3. Hoor hoe mooi is hy, hoor hoe mooi is hy. Elke keer as ek hom lees, dan wil ek sommer opspring en sommer daar my alleenheid, ek doen dit baie, ek skreeu halleluja, want dit is oorweldigende ekstase wat beskrywe word in Hebreërs 1:3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid. Jy hoor nie wat staan daar geskrywe nie. Hy wat vlees geword het, is die afdruksel of die afskynsel van sy eie heerlikheid. Is ek alleen opgewonde hieroor? My genade. O ja, en hy is die afdruksel van sy wese. Kom ek help. Hier staan hy in die vlees. En hy sê vir ons, hoe is dit dat julle vir my vra, toon ons die Vader? As julle my gesien het julle die Vader gesien. Hier sê die Hebreërs skrywer, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, dat hy gaan sit, terug waar hy vandaan kom, in die begin. Die woord. Die majesteit wat jy en ek nie kan beskryf nie. En so verwys die frase woord van Vader Jahwe na Vader Jahwe se eie spraak, soos hy orde uit chaos bring. Genesis 1:2, en die aarde het woes en leeg geword. Wat doen hy?
Hy praat. Orde. Reg? Daardie mag, daardie krag, daardie heerlikheid het vlees geword en daardeur het hy homself by ons sigbaar kom voorstel. Raai wat maak ons? Spyker hom in 'n paal vas. En met die aardbewing van die voetstuk of in die voet in die gat waar die paal gestaan het, hardloop die kraak in die aarde, deur die stad, deur die trappies van die Salomo tempel, deur die vloer, dan skeur die voorhangsel oop, sodat jy en ek die ware wese van homself kan aanskou. Dat ons nie voor 'n toegetrekte voorhangsel al ewig staan en wonder en sukkel nie, maar ruk hom oop, laat ons die menorah, die ewige lig, die hy is dit, kan aanskou. Toe val hulle op hulle aangesig en sê, waarlik, hy was die seun van God, dit staan in jou Bybel geskrywe. Dit was hy self. U hoor nie, hy self het die bedekking vir jou en vir my kom wegvat, sodat jy en ek hom kan sien vir wie hy is, in die volheid van sy heerlikheid. Ek dink, ons hou onsself besig om dit klomp twak. Dit verwys dan na die leer van ons losser, terwyl hy die koms van Vader Jahwe se koninkryk aankondig, ter vervulling van die Ou Testament se belofte en verder na die apostoliese leer. Weet jy wat sê hy? Weet jy wat sê hy? Hy sê, so moet julle bid. O ja, vir wie sê hy so? Vir die huis van Jakob, reg? Die na wie toe hy gestuur is, reg? Wat sê hy? Wat sê hy? Hy sê, julle moet so bid. Ons Vader, wat in die hemel is. Sê hy so? Ok. Vir my lekker. Wat sê hy? Eerste ding wat hy sê. Eerste ding. Laat u naam geheilig word. Een kant neergesit word. Dit daar sê hy. En dan sê hy, laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Kan ek gou ietsie sê? Het julle geweet, Eden was hemel op aarde? Toe val ons daar uit. Nou sê hy vir ons, julle moet bid dat julle teruggaan na daai plek, dat dit weer hemel op aarde sal wees. Dis hoekom hy hiernatoe gekom het. Dis hoekom die woord vlees geword het. Om vir ons hierdie begrippe aan te kondig. Die boek Openbaring voltooi die kanon netjies deur na hierdie verskillende betekenisse in die 7 voorkomste van Vader as die woord van Jahwe in die hoofstukke verwys. Ek moet klaarmaak, maar ek het 'n behoefte in my hart, 'n groot behoefte. Ek wil die naweek hier wegry. Maar in my hart het ek 'n behoefte dat elke boetie en sussie wat die naweek hier was, sal skei wat die wêreld van ons vir ons geleer het van Vader en terugkeer na wat hy oor homself aan ons geopenbaar het hierdie naweek. Elkeen. Van ons gaan ook so 'n bietjie sukkel, maar dit is 'n vaste wete. Van ons sukkel nie meer nie en ons sê halleluja. Ons is klaar daar. Maar ons moet regtig afskei. U hoor nie mooi nie. Vader openbaar hom net aan die huis van Jakob. U moet kies, is u deel van die huis van Jakob of nie? Praat met my. Is u? Applaus vir die koning. So ons gaan hier uit met een wete. Die woord het tot ons gespreek.
prys sy kosbare naam. Openbaring 1 vers 1. En Johannes kry die openbaring, as jy Johannes se openbaring, wat aan hom gegee is, wat nog moet gebeur. Is jy by my? Om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Ek vra. Ek wil die hande sien, en die gesiggies sien. Ek wil dit sien. Wie is vanmiddag diensknegte en diensmaagde van Vader Jahwe in hierdie saal? Sien nie, daar gaan die hande, en ek sien die gesiggies, is vol vreugde daaroor. Nou wat sê Johannes? Hy sê, hy wil aan die diensknegte gou openbaar wat gou moet gebeur. Het jy dit saam met my daar gelees in Openbaring 1 vers 1? Wie is hy? Openbaring 19:13, ons het al vroeër dit gehanteer. Nou kom ons hanteer dit nou mooi. En hy was bekleed met die kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die Woord van Vader Jahwe. Klein volkie, oorkant die riviere van Kus. Hoor die woord van Vader Jahwe. Jy het ek geoormerk, ek het jou uit die groot verstrooide volk afgesonder. Hy sê dit in die profesie, tussen jou, hy praat met hierdie groot verstrooide volk, hy sê tussen jou in sal ek laat oorbly, 'n klein en 'n geringe volkie wat by my naam sal skuiling soek. Weet jy waar sit daardie volkie? Oorkant die riviere van Kus. Verstaan u nou vanmiddag dat die woord wat alles geskep het u oorkant die riviere van Kus vir hom afgesonder. Ons kan meer doen as net 'n applous, nie waar nie. Ons kan dit word. Ons kan dit sing. Ons kan dit praat. Ons kan ons moue oprol daarvoor. Openbaring 19 vers 19. 9, jammer. Toe sê hy vir my. Wie? Die lam, die woord, sê vir Johannes, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Genooi. Ek gaan dit vir jou sê vanmiddag, daar waar jy sit. Of jy nou met my saamstem of nie, ek voel glad nie daaroor versteurend. Maar jy is genooi na die bruilof van die lam. Jy. Wat gaan jy daarmee maak? Het jy 'n bruilofskleed aan? Jy moet jou aantrek met die woord van Vader Jahwe, dis die bruilofskleed. Want jy gaan nie daarin gaan sonder sy woord nie. En salig die wat genooi is in die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, die bruilofsmaal, dit is die waaragtige woorde van Vader Jahwe. Dit is die bruilofsmaal. Wat daarop gemik is om sy volk getrou te hou. Nou die woordjie getrou is baie belangrik. Sê vir my, is ons vanmiddag getrou aan die woord wat ons uit hierdie plek uit weggeroep het om oorkant die riviere van Kus bekend begin te word as die aanbidders van Vader Jahwe. U is genooi daarvoor, u is afgesonder daarvoor. Is ons getrou daaraan? Laat hierdie sessies wat ons vandag hier deurloop het, in u hart insink. En as daar sou vra, en ek dink daar is vrae, wanneer dit sou ontstaan, kom ons murmureer nie oor die goedjies nie. Kom ons sit by mekaar, en as ons nie die antwoorde het nie,
Kom ons buig so 'n bietjie afgrond toe saam en gryp mekaar vas. En dan sê Vader, help ons binne in hierdie oomblik om te verstaan. Maar ons bind hierdie eenheid om hom nooit ooit weer te breek nie. Nooit ooit weer nie. Ons het groot werk om te doen. Hierdie stukkie land oor kan die riviere van kus. Hier gaan 'n vlerk gegons hier opgaan. Hulle gaan nie vlakte vol hardloop hierso. Maar ek sê dit met my lewe. Vader Jahwe het gesê, ons sal 'n elendige klein volkie word, wat by sy naam sal skuiling soek. En nie 'n haar sal van ons hoof val nie. Moenie vrees nie, aanbidders van Vader Jahwe. Ek wil vir u vra dat u sal staan, en terwille van al die ouetjies wat sal luister na die materiaal, vir hom 'n staande ovasie te gee. Kom ons staan bietjie op ons voete, ons sê bietjie halleluja, ons prys u kosbare naam. Wat 'n wonderlike vreugde om in hierdie tyd so afgesonderd te wees. Geef vir hom, prys sy kosbare naam. Kan ek 'n halleluja kry? Halleluja, prys sy kosbare naam. En amen. Kom ons staan so en dan buig ons hoofde, ons Vader. Ons Vader Jahwe. My Vader, wat moet ek maak met hierdie verskriklike groot woord wat oor ons gekom het? Hoe moet ek dit verduidelik aan hierdie wat verlang om in die reuk en die geur van die nabyheid te wees? Hoe moet ek beduie, Vader, dat hierdie kosbare volk al sal losmaak van al die gemors wat vir haar geleer is, dat sy wit gewas en suiwer net voor die aangesig kan kom staan? Hoe moet ek maak? Ek pleit, my Vader, ek pleit vir wysheid, pleit vir insig. Ek pleit vir elkeen vanmiddag, Vader, dat ons wysheid uit die hoogte sal ontvang, krag vanuit die majesteit, om in hierdie tyd waarlik bekend te staan as die aanbidders van Vader Jahwe. Gun ons hierdie oomblik, Vader, gee vir ons krag, gee vir ons wysheid, gee vir ons goddelike gedetermineerdheid, om die heerlikhede te skyn, te praat, dit aan te kondig, waardeur u naam groot gemaak sal word. Baie dankie, Vader, vir die liefde wat hier sit. Baie dankie vir die toewyding. Maar Vader, onder ons is daar krankheid. Onder ons is daar moeilike liggaamlikhede. Vader, ek bid vanmôre en vanmiddag en elke dag hierna. Aanskou die krankheid van u klein volkie. Aanskou die pyn en die vrees en die lyding. Aanskou u erfgename, Vader Jahwe. En spreek 'n woord, dat hulle gesond sal word voor u aangesig. Dat elke vorm van krankheid uit hierdie volk sal verdwyn. Die heerlikheid en die offerande aan u alleen gebring kan word. Seën hulle, Vader, hulle gaan saam eet vanmiddag. Dankie vir die voedsel op ons tafels, wat ons weet, dis waarlik 'n seëning uit die hand, en ons loof u kosbare naam daarvoor. En dankie, Vader, dat u vlees geword het, en ons 'n verrukking van blydskap kon toedien het, waarby ons sal roep, Abba, Vader. Groot is u naam in die ganse skepping. Amen. Prys sy kosbare naam.